Goeiedag, my naam is Arnold Eys en dit is my wonderlike voorreg om jou saam met my te kan hê. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek vertrou die Here dat jy vandag uit jou sokkies uitgebless sal wees. Jy weet, die woord van die Here sê dat die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. So as jy vandag geloof nodig het, dan het jy nodig om woord in jou lewe in te kry. En die woord van die Here transcendeer alle tyd en spasie. Dit word nie beperk deur die hier en die nou nie. So alhoewel hierdie opname al vroeër gedoen is hierdie dalk die oomblik wat God met jou wil praat en waar sy woord in jou unieke omstandighede akkuraat en spesifiek en so vir jou relevant gaan wees. So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan vir 'n oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. Wind en asem is inderdaad besondere, beskrywende kenmerke van die Heilige Gees. Dink weer aan wind. Wind in die Bybel en ook wind in die natuur. In die natuur word wind vir jou voorgehou as 'n geweldige mag met 'n swiepende krag wat eenvoudig alles kan platvee. Dink maar aan 'n tornado. Dink maar aan 'n orkaan wat kom. En net eenvoudig kom en alles wegvee. 'n geweldige mag, wat jy magteloos toekyk, hoe alles opgevrommel word en alles net verdwyn. Dit is skrikwekkend. En dit word begelei met 'n onheilspellende geluid. Dit vul 'n mens se hart met ontzag en jy word eintlik bang. Die geweld van die wind is so groot dat ons wetenskap en ons tegnologie wat so gevorder is, eintlik niks seggend word voor die geweld van so 'n wind. Dit kan nie standhou teen so iets nie. Dit is hoe Ruach is. Niemand kan hom beheer nie. Hy gaan waar hy wil, hy doen wat hy wil. God is God. En Elia het iets hiervan beleef. Elia, die groot profeet van die Ou Testament. Die profeet wat eintlik die verteenwoordiger is van al die profete in die Ou Testament. Op die berg van verheerliking is dit Elia wat verskyn, die verteenwoordiging van die profete van die Ou Testament. En hierdie selfde man lê onder 'n besembos, wens hy kan doodgaan, bang vir 'n vrou, 'n koningsvrou Isebel. En dan kom die engel van die Here, en die engel van die Here begin met hom praat en versterk hom. En hy staan op en vir 40 dae en nagte hou hy aan met loop, tot hy uiteindelik op 'n berg in 'n rots beland. En daar sit hy in sy eensaamheid, jammer vir homself, depressief, weggekruip van almal af. En dan kom die woord van die Here tot hom toe en sê, Elia, kom uit. Ek wil by jou verbygaan. En hoor wat sê die Bybel, 1 Konings 19 vers 11. Daarna het hy dit om sê, hy sê, skielik was daar 'n baie sterk wind gewees, wat die berg stikkend geruk het en die rotse gebreek het. Kan jy dit indink? 'n wind wat 'n berg stikkend ruk en rotse breek. Dit moes 'n geweldige wind gewees het. En Jesaja het weer sekerlik in die rots teruggevlug, in die grot teruggevlug vir sy lewe. God het met hom gepraat deur hierdie geweldige wind nie. Maar moenie dink dit was toevallig nie. Elia was 'n Hebreër gewees. Hy het geweet Ruach beteken wind. En hy moes weer in hierdie depressiewe verslaehouding vir hom iets begryp van die geweld, van die grootheid, van die krag van God deur sy gees. Vers 12 sê, na die wind was daar 'n aardbewing gewees. En toe het hy seker weer uit die grot uitgevlug. Dalk val alles op hom. En toe kom daar 'n geweldige vuur gewees. Dat vuur gekom. En dan uiteindelik praat God met hom in die gesuis van die koelte, die sagte wind. Maar die voorafgaande wind, die krag van die wind, die aardbewing, die vuur, het hom nie laat vergeet met wie hy te doen het nie.
Die tweede boek van God het aan die woord gekom. Sien hierdie dinge raak vanoggend en begryp iets van die geweld van die Heilige Gees. En hoe ontoereikend 'n mens se woorde ook al mag wees, en hoe ontoereikend die tweede boek, die skepping van God ook mag wees, wil ek vanoggend vir jou vra, laat dan nogtans iets van die geweld van die Gees in jou eie gees posvat. 'n Nuwe verwondering, maar ook 'n ontzag vir die Heilige Gees. Dis veral in tye van krisis, wat ons mense is, wat die mag en die krag van die Heilige Gees totaal onderskat, net soos Elia. Maar benewens hierdie geweld van die Heilige Gees, sy vernietigende krag, gee asem en wind ook uitdrukking aan vrede, aan goedheid. Dit spreek van die sagtheid, van die nabyheid, die rus van die Gees van God. En dit is ook hoe God uiteindelik met Elia gepraat het. Die wind wat saggies oor die veld waai, en die gras wat liggies heen en weer beweeg, spreek van vrede, spreek van lewe. Asem aan die ander kant is seker die mees intieme ervaring wat 'n mens ooit kan hê. Die asem wat jy in jou innerlike mens inasem in jou longe, dit spreek van besondere nabyheid, besondere intimiteit, dit spreek van lewe. En dit spel iets uit van die misterie van Ruach. Onsagwekkend, verskriklik, oorweldigend, maar ook sag en naby. Dis 'n misterie wat iets van hierdie ambivalensie, hierdie tweeledigheid van die Gees uitspel, wat vir jou sê, as jy met Ruach te doen het, is daar vrees, maar daar is ook ontsettende liefde. Daar is verskrikking, maar ook geweldige aantrekkingskrag. Daar is absolute mag, maar ook ontsettende teerheid. Daar is ontembare momentum, maar ook ongelooflike rus en stilte. Jy hoor oneindige afstand. Wie kan soos Ruach wees? Maar oneindige nabyheid en intimiteit, soos jou asem, wat jy inasem. Mag Ruach as ruimte, as wind, as gees, jou gees ontvou. Mag daar vanoggend 'n heilige ontzag kom vir hom, maar ook ongelooflike intimiteit met hom. Die derde persoon van die Godheid word egter nog duideliker aan ons voorgehou, wanneer die Bybel later vir ons ook die term heilig aan hom koppel. En weet jy, dit gebeur vir die heel eerste keer in Psalm 51. Psalm 51 is daardie psalm wat Dawid met soveel berou en so stikkend voor God staan, 'n moordenaar en 'n owerspeler. Here, vergewe my. En dan begin hy bid daar in vers 13 van Psalm 51. Hy sê, moet tog nie my van u wegdryf. En dan hoor jy vir die eerste keer, en u Heilige Gees van my wegneem nie. En dan vir 'n tweede keer hoor jy in die Ou Testament dat na Ruach as heilig verwys word. En dit is in Jesaja 63 vers 10 en 11, waar hy sê, waar is die Heilige Gees teenoor wie julle in opstand gekom het? En dan vra hy, waar is die Heilige Gees wat God onder julle gegee het? En dan as jy na die Nuwe Testament toe blaai, dan hoor jy ewe skielik, as daar oor Ruach gepraat word, is dit eintlik konstant heilige Ruach, Heilige Gees. En dit lyk vir my dwars deur die Nuwe Testament, word heeltyd na hom verwys as die Heilige Gees. Hoekom? Want ek dink die Here
het aanhoudend na hom verwys as die Heilige Gees. En liewe gemeente, die woord heilig is 'n woord wat ons ongelukkig al losgemaak het van mag en krag. As ons oor heilig dink, dan dink ons oor reinheid, hoë moraliteit, sedelikheid. Maar die waarheid is, dis beide. Heiligheid spreek van die geweldige krag van God, maar dit spreek ook van reinheid, van skoonheid. Albei is waar. As jy byvoorbeeld gaan na Jesaja 6, Jesaja 6 is daar die hoofstuk wat jy lees van die roeping van die profeet Jesaja. En Jesaja was geroep gewees om die heiligheid van God weer vir 'n goddelose volk voor te hou. Hy is die profeet wat die heiligheid van God konstant proklameer. En daarom met sy roeping moes hy iets beleef van die heiligheid van God. En hy sê hy het opgegaan na die tempel. En hy het God sien sit op 'n hoë, verhewe troon. Heiligheid spreek van verhewenheid. En bo hierdie troon was daar serafs gewees. En hierdie serafs het aanhoudend uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Aanhoudend het hulle dit uitgeroep. Feit van die saak is, heiligheid is so groot en so oorweldigend, dat toe Jesaja dit sê, toe sê hy, dis klaar met my. Ek is verlore. Dit is 'n oorweldigende mag wat daar is. En die deurkusyn het begin bewe en die hele huis het vol rook geword. Heilig is 'n woord wat met goddelikheid gelaai is. Dis die gewaarwording van God se absolute verhewenheid en sy goddelike andersheid. Hy is nie soos die geskaapenheid nie. God, hoor my vanoggend, is ver bo dit wat gebroken en sondig is. God is nie 'n skepsel soos ek en jy nie. God is die ewige God en jy's daarom, wanneer jy met God te doen het, met sy andersheid te doen het, dan staan jy in verwondering, sprakeloos voor die reinheid en die geweld en die krag van God. 1 Samuel 6 vers 20 vra, wie kan bestaan in die teenwoordigheid van die Here, hierdie heilige God? Heiligheid is gelaai met almag, met reinheid, met andersheid, met verhewenheid, met majesteit. Dit is so geweldig, dat dit jou wil verteer. En daarom sê jy agterkom, dat aan heiligheid word ook vuur gekoppel. Onthou jy Elia, na die geweldige rukwind, is ook vuur gewees. En as jy nou teruggaan na hierdie gesig van Jesaja, hy sê, bo die troon was daar serafs gewees. Die woord seraf, saraf in Hebreëus beteken om te brand. Met ander woorde, toe Jesaja hierdie gesig sien en hierdie geestelike wesen sien, toe gee hulle naam die brandendes. Dit was geestelike wesens waaruit vlamme gekom het. Dit was vurige wesens gewees. Alles het gespreek, as jy praat van die heiligheid van God, dan praat jy van 'n verterende vuur. 'n Vuur wat wegsmelt, die krag van vuur, maar ook die reinheid van vuur, wat alles vernietig. Vuur en heiligheid gaan altyd saam. Dis alles ingesluit, as mense oor roog praat. En weet jy, as jy volgende vir my vra, geef my een begrip, net een begrip, wat die hele begrip van heiligheid sal uitspel. Want ons woorde is so ontoereikend, is dit en dit en dit, en ons het soveel woorde, jy kan in 'n woordeboek gaan kyk, hoeveel woorde. Maar as ek nou vir jou sê, wat is die kenmerkende, die uitstaande kenmerk van heiligheid? Dan sê ek vir jou, ek dink jy moet dink aan geweldige, goddelike krag. Dis die krag wat jou lewensruimte gee, sodat jy kan leef. Dis die krag wat vir jou weer asem gee, dat jy in jou gees lewendig kan word, en dit kan asem.
Dis die krag soos 'n wind wat alles platvee. Dis 'n krag wat onstuitbaar is. Dis 'n krag soos 'n vuur wat verteer alles wat vuil en sondig is. Dis 'n krag wat jou heilig, dis 'n krag wat jou reinig, maar dis ook 'n krag van ongelooflike kalmte en vrede. Geen wonder dat jy in die Nuwe Testament dikwels lees, as die Heilige Gees oor jou kom, sal jy krag ontvang. Dikwels word gesê, die Gees van God het oor Christus gekom en hy het krag ontvang. Krag en die Heilige Gees word heeltyd aan mekaar gekoppel. En toe Ananias en Safira vir die Here lieg, toe kom daai krag van die heiligheid van God weer en verteer hulle. En dan sluit ek vir jou af. Hoor jy van die uitstorting van die Heilige Gees? En as jy praat van die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, is dit of alles wat ek gesê het bymekaar kom. Die uitstorting van die Heilige Gees sê, daar het die geluid van 'n geweldige stormwind uit die hemel uitgekom en die hele vertrek gevul waarin hulle is. En weer kom hierdie twee boeke van God aan die woord, die Bybel en ook die natuur. En die geluid kom vanuit die hemel. As jy in Openbaring lees, nou sal jy hoor die Antichrist kom uit die onderaardse diepte uit. Alles wat onder is, wat onder afkom, spreek van boosheid. Maar hierdie wind kom uit die hemel uit. Almal weet, hier kom God. Iets gebeur. En hierdie wind was so geweldig geweest. Sy geluid was so groot geweest, dat het oor die hele Jerusalem gegaan het. En die mense het saamgestroom. Hoeveel daar was, kan ek nie regtig vir jou sê nie. Die Bybel sê ook nie. Al wat die Bybel vir jou sê is, nadat Petrus begin preek het 3000 mense tot bekering gekom. Sy helfte het tot bekering gekom. Daar was ons seker omtrent 6000 mense gewees. Die geluid was so deurdringend in die huise, in die kombuise, in die slaapkamers. Oral het almal het gehoor, hier gebeur iets geweldigs en almal het begin saamstroom en kon kyk wat aangaan. En toe sien hulle daar, wat sien hulle? Hulle sien weer vuurvlamme. Hulle hoor mense wat met krag praat oor die groot dade van God. Jy hoor weer wind. Jy hoor weer ruimte. Die vertrek is gevul waarin hulle is. Hulle was in die ruimte van die Heilige Gees gewees. En wat is die reaksie van hierdie mense? Verwardheid, verrassing, verdwaasdheid, radeloosheid. Alles spreek van geweldige krag. En daarom het die Here gesê, julle sal krag ontvang wanneer my Gees oor julle kom. En moet nou nie dink vanoggend, dat as ek oor vuur praat, oor ruimte praat, oor asem en wind, dit abstrakt dink nie. Weet jy wat? Die evangelie van Jesus Christus is nie 'n filosofie wat ewig rondsweef nie. Dis iets wat moet gebeur. Daai krag moet gedemonstreer word. Dis nie abstrakt nie. En as ek praat vanoggend met jou oor ruimte, oor wind, oor asem, oor vuur, dan wil ek vir jou sê, weet jy hoe word dit gedemonstreer? Hoe word dit konkreet gedemonstreer? Deur God wat praat. Die krag van God word gedemonstreer deur sy woorde. God het gepraat en daar was lig gewees. God het gepraat en die ganse skepping het tot stand gekom. God het gepraat en 'n storm het gaan lê. God het gepraat en Lazarus het uit die dood uit opgestaan. God het gepraat en bose mense is van bose geeste verlos. God het gepraat en blindes het gesien, krepeles het geloop en mense het gesond geword. God se krag word deur sy praat gedemonstreer. En toe Petrus, die persoon wat God verloon het, Christus verloon het, toe in die ruimte van die Heilige Gees inkom en die vuur van God op hom kom, toe begin hy praat en 3000 mense word uitgeruk uit die mag van die bose en oorgesit in die koninkryk van God. Geweldige krag. Pinkster word gedemonstreer deur wind en vuur en niks kan dit keer nie. Daar's 'n verhewenheid, daar's 'n andersheid,
wat jou met verbasing en verwardheid vul. Maar daar is ook asem. Die doop met die Heilige Gees is wanneer jy die asem van God intrek. En sy asem jou gees lewendig maak. Daar is niks meer intiem as om gedoop te word met die Heilige Gees nie. En die nabyheid van die Gees van God in jou lewe te ervaar en te beleef nie. Die vraag is vanoggend, en hiermee sluit ek af, wat is die praktiese implikasies? Wat openbaar Pinkster vanoggend aan jou en my? Pinkster sê God vir jou. Hoor, hy sê vanoggend vir jou, ek is begeerig om deur my Gees naby aan jou te kom vanoggend. Soos jou asemhaling. Intimiteit. Ek wil die ruimte wees waarin jy geestelik kan leef. Ek nooi jou in my ruimte in. Ek wil hê daar moet ontmoetingsgebeure tussen my en plaasvind. En moet vanoggend nie dink, dis net vir sommige mense nie. Dis 'n leuen van die Satan. Wat wel waar is dat God is onveranderlik wat hy is. Hy's lig en hy sal nooit duisternis wees nie. Hy's geregtigheid en hy sal nooit ongeregtigheid wees nie. Jy kan nie in sonde leef en dink, jy gaan die Heilige Gees in jou lewe hê nie. God sê ook deur Pinkster, ek wil in jou binneste wees soos 'n vuur. 'n Vuur wat woed teen sonde en ongeregtigheid. 'n Geesvervulde mens is ook 'n mens wat 'n vuur in sy binneste het. 'n Vuur wat kan sê nee vir sonde. 'n Vuur wat brand teen dit wat ongeregtigheid is. 'n Vuur wat nie komprimeer met die wêreld nie. 'n Vuur wat sê nee vir versoeking. 'n Vuur wat 'n kind wat roekeloos leef met God se gebooie voor nee kan sê. Vir 'n huweliksmaat nee kan sê. Nee vir populariteit bo gemeenskap met die Here. Nee vir 'n lou en 'n kragtelose lewe. God se nee. 'n Christen is soos die Heilige Gees, daar's 'n soort van 'n tweeledigheid. 'n Christen het teer en sagte hande wat kan omvou en kan lief hê. Maar 'n Christen het ook 'n vuis wat kan slaan en sê, is genoeg is genoeg. 'n Mens wat kan stand neem, 'n vuur van God in jou binneste. God sê ook deur Pinkster vir jou, ek wil jou heilig. Ek wil jou reinig. Daardie sonde wat jou vernietig, wil ek van jou wegneem. En hoor my mooi, 'n kind van God het ook 'n verhewenheid, want dis waarvan heiligheid spreek. En as ek praat van verhewenheid, praat ek nie van hoogmoed nie, maar daar's 'n soort van 'n verhewenheid in 'n kind van God. Ek is verhewe bo dit wat platvloers is. Ek is verhewe bo dit wat sondig is. Ek is verhewe daarbo om kwaad met kwaad te vergeld. Ek leef 'n lewe wat verhewe is van skinder, van sonde en al daardie dinge. Ek het 'n verhewenheid bereik en die duiwel gaan my nie vertel hoe ek leef nie. Ek leef volgens God se gebooie. 'n Verhewenheid in jou. Daar's sekere dinge wat jy net jou rug opdraai en sê, dis benede my om selfs daaroor te praat of daaraan deel te neem. Ek is 'n geheiligde van die Here. Daar's 'n verhewenheid. Soos God verhewe is bo dit wat platvloers en sondig is, leef ek ook verhewe bo daardie dinge. Dis nie deel van my lewe nie. 'n Geheiligde mens voor God. En dan laastens, die Gees van God gee vir jou daardie vuis. Dit maak jou ongelooflik sterk. Die wedergeboorte is die gebeure van sterwe en opstaan met die Here. Maar toe die Here opvaar na die hemel, wat sê hy? Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En die verheerlikte Christus sê, ek is die almagtige God. En toe die Heilige Gees uitgestort word, wat gebeur? Wedergeboorte is die ontmoeting met die gekruisigde, opgestaande Here. Maar die dooping met die Heilige Gees is die ontmoeting met die verheerlikte Christus.
Dis wanneer jy ervaar dat hy wat gekom het en wat alle krag het in die hemel en aarde ook deur jou geopenbaar word. En daarom, juis omdat daar die krag in jou is, wanneer jy begin praat, wanneer jy begin getuig, kom mense agter, is God wat deur jou praat. Daar's 'n krag in jou woorde wat ontsag afdwing, waar mense bewus word van die werklikheid van God in jou lewe. In kort, jy word weer 'n mens, geskape na die beeld en gelykenis van God, en die adel van menswees kom weer in jou na vore. Die vraag is dit hoe jy lyk? En as jy so lyk, dank God daarvoor. En mag jy bly groei in gelykvormigheid aan die verheerlikte Christus. Maar as dit nie daar is nie, hoekom nie? Dis vir julle en julle kinders en vir almal wat God na hom sal roep. Hoekom nie? As dit sonde is wat keer, Christus het volgens gesterf vir jou sonde. As dit ongeloof is, in die naam van die Here, kom weer soos 'n kind voor God en vertrou hom. As dit onverskilligheid is, mag die Here volgens jou gees aanspreek en mag hy jou gesindheid verander. Kom ons praat met die Here ook volgens daaroor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die werklikheid van u bestaan en die geweld van u bestaan. Brand in ons harte weg wat nie van u is nie, maar laat daar egtheid wees, waarheid wees, wysheid wees. Here, dis hierdie gemeente se 100ste verjaarsdag, maar ek bid, Here, dat u suiwerende krag en elke gemeentelid werksaam sal wees, dat in hierdie gemeente daar werklik egtheid sal wees, getrouheid sal wees, waarheid sal wees, aanbidding sal wees wat uit die Gees van God kom in die ruimte van die Gees. Mag hierdie gemeente 'n gemeente wees met tierhande wat stikkende mense sal optel en gesond maak. Tierhande wat gebroke gees sal herstel. Maar mag hierdie gemeente ook 'n vuis hê wat alles wat boos en wat verkeerd is sal stikkend slaan en u naam sal verheerlik. Bid vir die pastoor, ek bid vir die gemeenteraad, ek bid vir elke liewe lidmaat van hierdie gemeente. Here God, laat Ruach die grootste werklikheid in hulle lewe wees en mag Christus in en deur hierdie gemeente verheerlik word. En ek bid dit om Jesus ontval. Amen. Ons moet hierdie uitsending ongelukkig daar stop. Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag ons deel gemaak het van jou dag. En my gebed is dat die Heilige Gees regtig, groot opregtheid, die naprediker van hierdie woord mag wees. Dat hierdie woord in jou lewe groot vrug sal dra. En jy sal ag gee daarop en dat jy net sal beleef dat God inderdaad gesterf het, dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Tot volgende keer groet ons u en ons hoop ons het hierdie voorreg weer saam met jou om saam te sit en te luister na wat die Heilige Gees vir ons deur sy woord wil sê.